Nou die ander dag toe loop ek mos nou vir oom Sarel. Dis nou oom Sarel aan my ma se kant raak. Nou hy het 'n seun, Stefaans. En Stefaans het 'n goeie vriend wat saam met hom van kleins af in die skool was. Nou ek het die vriend van hom raak geloop by Stefaans se troue sien. En ons het toe nogal altyd lekker gesels daar so rondom 'n glasie rooi wyn. Maar in elk geval, dis nou nie die storie wat ek wil vertel nie. Ek loop toe nou die Stefaans se vriend raak in die winkel en ek sê vir hom, maar hoe gaan dit met jou? Hy sê, hi oom, ja nee, dit gaan goed met my en met oom. Ek sê vir hom, nee, baie goed. En ek kyk hom so, ek sê, maar jy is mos nou die dag getroud as ek dit nie mis het nie. Hy sê, ja oom. Ek sê, en sê vir my, hoe gaan dit met die vrou? Hy kyk my so aan, hy sê, nee, seker maar goed oom. Ek dog, gats, as 'n man so praat, dan kan dit nie te goed gaan nie. Ek sê, maar vertel nou vir oom Jan, wat gaan regtig aan? En die mannetjie kyk my so, hy sê, oom, nee, nou die ander dag, toe kom ek daar by die huis aan met 'n motorbike. Maar nou weet ek, my vroutjie gaan nie van 'n motorbike hou nie, en sy sal nooit as 'n nimmer agter op die motorbike saam met my klim nie. Daarom koop ek toe nou maar vir my ene met 'n sidecar. Dat sy ook mos nou darm kan saamry en voel, dit is nou nie net vir my die speelding nie. Maar so gaan ry ek die ander dag met die motorbike. En ek kan nie mooi presies onthou wat gebeur het nie, maar ek dink dit was 'n kar wat 'n vragmotor teen die hoogte verbygesteek het. En toe ek weer sien, toe kom al twee van hulle reg van voor af op my af. En daar's nie uitkomkans nie, ek moet van die pad af as ek aan die lewe wil bly. En ek jaag daar van die pad af in 'n sloot in, en ek tref 'n wal, en ek het dog dis my einde. Maar nadat die stof gelê het en ek so rukkie stil gebly het, toe kom ek agter nie wat ek leef darm nog. En ek beweeg so my een arm en ek voel, hy is nog daar en my ander arm is nog daar. En ek meen, as ek nou nie so styf en seer was, sou ek dalk dood kon gewees het, maar ek is te styf en seer daarvoor. En ek staan toe maar op en ek skud myself so af. En toe ek myself so aan die afskud is, toe stop daar 'n karretjie langs die pad, en so 'n mooi jong dametjie klim uit die kar uit, en sy kom aangestap hier na my kant toe. En sy glimlag so liefies vir my, en sy sê vir my, shame, het jy seer gekry? Maar nou wil ek daarom ons nou nie wys dat ek seer gekry het. Ek sê, nee, wat nie so ernstig nie. Sy sê vir my, jy sal saam met my na die hospitaal toe moet kom. Ek sê vir haar, ek dink nie ek moet saam met jou na die hospitaal toe gaan nie. Sy sê nou, hoekom nie? Ek sê vir haar, want my vrou sal nie baie daarvan hou nie. Sy kyk my so, sy sê vir my, man, moet nou nie oor jou vrou worry nie, jy moet saam met my na die hospitaal toe kom, want jy kan nie in jou toestand weer bestuur nie. So klim ek toe nou maar saam met haar in die kar, en daar gaan ons al die pad hospitaal toe, en toe ons by die hospitaal kom, sit ek daar saam met haar in die wagkamer en wag by ongevalle. Nou so na 'n ruk, toe kom die dokter daar aan en hy kyk my toe uit. En na het hy my goed deur gekyk het en plate gevat het en gesê het, nie wat, jy is daarom nog heel. Toe stap ek uit en ek sien, daar sit die jonge dame nog steeds, en sy kom na my toe, sy sê vir my, nou kom saam met my huis toe, jy kan nie soos jy nou is in jou toestand bestuur nie, jy moet daarom eers 'n nat dingetjie oor jou lippe kry. Maar ek sê vir haar, nee, ek kan glad onmoontlik nie saam met jou huis toe gaan nie, my vrou sal nie daarvan hou nie. Sy sê vir my, man, moet nou nie bekommer oor jou vrou nie, waar in elk geval is sy? Ek sê, sy seker nog daar langs die motorbike in die sloot.